In Jeremia 4 vers 1 staan geskrywe, as jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. In die dag waarin ons lewe is daar baie bekeerlinge en baie volgelinge. Jy sal sê, prediker, baie bekeerlinge, baie volgelinge, is daar dan nie maar min van hulle nie? Daar is baie bekeerlinge tot 'n sekere saak en volgelinge van 'n sekere saak en sekere instansies. Maar daar's bitter min ware volgelinge van die Here Jesus Christus. En baie mense meen dat hulle is volgelinge van Jesus, maar hulle is nie. Hulle is eintlik volgelinge van ander dinge. Hulle is soos die Engelsman sê, they are living in a fool's paradise. Hulle lewe in 'n gekke paradys, omdat hulle dink hulle is volgelinge van Jesus, maar hulle is eintlik volgelinge van iets anders. Voordat ons verder daaroor gaan praat, kom ons luister eers na 'n stukkie musiek. Groot is die Heer, groot is die Heer, hy het al my sonde vergewe. Groot is die Heer, groot is die Heer, hy het al my sonde vergewe. Alles het nuut geword, die ouwe gaan verby, en Jesus het gekom om my te bevry. Daarom loof ek hom, daarom prys ek hom. Jesus vergewe, Jesus vergewe, Jesus vergewe my. Groot is die Heer, o ja, groot is die Heer, hy het al my sonde vergewe. Groot is die Heer, o ja, groot is die Heer, hy het al my sonde vergewe. Alles het nuut geword, die ouwe gaan verby, en Jesus het gekom om my te bevry. Daarom loof ek hom, daarom prys ek hom. Jesus vergewe, Jesus vergewe, Jesus vergewe my. Groot is die Heer, o ja, groot is die Heer, hy het al my sonde vergewe. Groot is die Heer, o ja, groot is die Heer, hy het al my sonde vergewe. Alles het nuut geword, die ouwe gaan verby, en Jesus het gekom om my te bevry. Daarom loof ek hom, daarom prys ek hom. Jesus vergewe, Jesus vergewe, Jesus vergewe my. Die eerste soort bekeerling of navolgeling wat ek aan jou wil voorhou vandag, is mense wat bekeerlinge is bloot tot 'n kerk, tot 'n denominasie, tot 'n sekere gemeente. Die hang hulle aan, na die se mond praat hulle, die sal hulle verdedig, en hulle sal dit oplig so wat hulle kan, sonder om die Here Jesus Christus op te lig, as die een wat oor alles is en wie hulle moet navolg en oor wie hulle eintlik moet praat en opgewonde word. Ek onthou, klompie jare gelede skrywe 'n vrou 'n brief aan die kerk waartoe ek destyds voltyds verbind was. En die woorde was soos volg: ek bedank nou die stippel kerk waaraan sy behoort het. En sy sê, ek dien nou die stippel kerk. Met ander woorde, sy sê,
Ek dien nie die Here Jesus nie, ek volg nie die Here Jesus nie, ek dien letterlik die kerk, die denominasie. 'n Leraar tree af na 30 jaar wat hy in een gemeente was. En dit is prysenswaardig om 30 jaar in een gemeente te kon staan en daar getrou te wees en daar te dien. Pragtig, loof die Here. Sy afskeidsgroet in die koerant word onder andere gesê, hy het altyd sy mense geleer om hulle beste vir die gemeente te gee. Daardeur impliseer dit, hulle was goeie navolgelinge van die kerk gewees, van die gemeente gewees, van die denominasie, in plaas daarvan dat hy hulle geleer het om navolgelinge en goeie volgelinge van die Here Jesus Christus te wees. 'n tweede navolgingskap, waartoe mense hulle verbind, en wat bokant die Here Jesus staan in hulle lewe, terwyl hulle dink hulle volg die Here na, is hulle kultuur en hulle tradisie. Hulle sal dit verdedig sonder dat hulle besef, hulle volg nie werklik die Here Jesus Christus na nie. Die Bybel is nie ter sake, sodat net hulle tradisie kan voortlewe. Eenmaal tydens huisbesoek aan lidmate van die gemeente is die ouma ook daar. En ek maak 'n opmerking en ek sê, het Tannie al 'n studie gemaak van die doop van gelowiges in die Bybel? En haar antwoord was soos volg: ek sal maar bly by my kerk, ons kom nou al geslagte so aan. Wie het nou gepraat van kerk? Ek het bloot gesê, het Tannie al gekyk hier in hierdie Bybel, in die hoogste gesag, wat sê die Bybel, wat sê God se woord oor die doop van gelowiges? Daar is tog iets moois in wat sy antwoord. Sy wys daardeur dat sy is standvastig. Sy is nie vandag hier en môre daar en hardloop agter elke wind van lering aan en elke dingetjie wat op internet deurgegee word, die volg sy na nie. Daarin wil ek haar prys. Maar aan die einde van die dag beteken dit dat haar tradisie is hoër as die woord van God. Dis eintlik wat sy daardeur sê. Hoe dikwels in my lewe het ek gehoor dat buitestanders my beskuldig en sê, wil jy nou vir my kom sê dat my dominee is verkeerd? Daarin is ook iets moois. Dit beteken dat mense is standvastig. Mense hardloop en val nie rond nie, pragtig daarvoor. Maar terselfdertyd, terwyl ek dit prys, wil ek ook sê, daardeur verhef hulle 'n persoon bokant die woord van God. Daardeur verhef hulle tradisie en hulle kultuur bokant die woord van God. Kom ek lees vir u hoe dat God vir Abraham geroep het in Genesis 12. En God roep vandag presies nog mense net so, niks anders nie. En meet jouself, is jy so geroep deur God? En die Here het aan Abraham gesê, Genesis 12 vers 1, gaan jy uit jou land, uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Gaan uit al jou tradisie en jou familiestyle en dit wat jy meen kultuur is, om die Here God te volg in sy tradisie, in sy familie, in sy kultuur. Dit moet bokant alles wees. My tradisie en my kultuur is irrelevant wanneer dit kom by die Here se saak. Dit is, en leer dit vandag, dit is wat sê God se woord oor 'n saak, en dan sit jy agter dit 'n punt, en niks ander verder is ter sake nie. Al die ander dinge is van minder belang en van geen belang. Dis wat sê God se woord. U moet skrif hê vir dit wat u glo en waarop u staan en wat u navolg, anders bou jy soos die Bybel sê op sand. En wanneer die eerste storm kom, gaan daardie huis wat jy daar op die sand gebou het, ten gronde gaan. En wanneer ons voor God moet staan eendag aan die oordeelsdag, sal alles waarop mense gebou het, verkrummel en niks beteken nie. Net dit wat gebou is op die wonderlike woord van die Here wat ewig waar is. Amen.
daar is 'n derde soort bekering. Mense bekeer hulle tot hulle talent en hulle bekwaamheid en hulle bediening. Hulle is eintlik besig om net hulle talent te ontwikkel en alles gaan oor hulle talent en hulle bediening. Hoe dikwels het ek dit gesien omdat ek self 'n bietjie musiek maak, wanneer dit kom oor musiek maak vir die Here in die kerk. En mense is net daar op die verhoog en hulle is net in die kerk omdat hulle moet speel vir die Sondag. Verder stel hulle eintlik nie belang in die res van die dinge van die Here nie. Die Here se woord en die Here self is tweede. Dit gaan vir hulle oor hulle talent, hulle vermoë, hulle bekwaamheid wat gedien moet word. Ek onthou die een goeie broer het altyd gesê, of ek nou speel en of ek in die bank sit, is presies dieselfde. Ek is daar getrou om die Here te dien, of ek nie speel nie, maak glad nie saak nie. Ek dien die Here God nommer 1. My talent, my vermoë om vir die Here te speel, kom tweede. En hy was 'n uitstekende pianis en gitaarspeler gewees. Een dame het op 'n dag vir my gesê, as ek nie voor in die kerk kan dans met my vla en met my vlag nie en met my tamboerijn nie, dan beteken die diens vir my niks. Daardeur sê sy, die woord beteken vir haar niks. Die liedere wat ons sing tot eer van die Here beteken vir haar niks. Die gemeenskap met die gelowiges beteken ook vir haar niks. As sy nie haar talent kan beoefen nie, bestaan die ander dinge nie vir haar nie. Geliefdes, ons moet nie so maak nie. God eerste en dan my talent en dan my bediening tot eer van die Here. Daar's 'n vierde waartoe mense hulle kan bekeer en dit is naamlik hulle bekeer hulle tot 'n gier. 'n Gier beteken 'n oordrewe vlaag. U weet mos hoe gaan dit in die wêreld. As die modebase sê dat die rokke nou moet sak, dan dra almal nou lang rokke. As die modebase sê die rokke moet lig, dan lig al die rokke weer. As die modebase sê een of ander soort haarstyl, dan het almal daardie soort haarstyl, maak nie saak of dit nou mooi of lelik of wat ook al is nie. As die skoene gepunt moet wees, dan dra almal gepunte skoene. As dit klokpypebroeke is, dan dra almal klokpypebroeke. Destyds toe ek jonk was, toe die Beatles op die toneel gekom het al wat man wat 'n paadjie gehad het, dit al sy hare vorentoe gekam, want hy wil nou lyk soos die Beatles. Geliefdes, en dieselfde kry ons ook in die kerk. Waai daar net 'n nuwe ding van Amerika ook na Suid-Afrika toe, dan hardloop almal agterna. Hulle dien nie meer die Here Jesus nie, hulle volg nie die Here Jesus soos sy woord sê nie, maar hulle hardloop agter hierdie nuutste gier aan. As daar in Toronto gelag word, dan moet almal in Suid-Afrika ook nou lag. Op 'n stadium het almal demone gehad. As daar een of ander karaktergebrek is, dan het hy een of ander demoon en dan moet hy net gaan vir bevryding, 'n oordrewe duiwelbewustheid, en almal het hulle verantwoordelikheid afgeskuif op die beraader en op die bevryder wat hulle nou ewe skielik moet bevry. Maar van die vrug van die Gees word nie gepraat nie. Ek onthou dat een prediker het destyds gesê, doen eers alles wat die woord sê, en as dit nie help nie, kom dan na my toe vir berading en vir bevryding, en dit sal eintlik nie nodig wees nie. En as iemand nou gehoor het van 'n ramshoring wat moet blaas, dan kry almal vir hulle koedehorings en dan begin hulle te blaas, want dit het nou mode geword, asof ons iets daarvan lees in die Nuwe Testament. Dan wil 'n klomp mense geld maak met gebedsdoeke wat hulle moet koop en bestel. Kan ons mense dan nie sien nie? Kan ons mense nie onderskei nie? Dit gaan nie my gebedskwaliteit verhoog en verbeter nie. Ek lees niks daarvan in die Nuwe Testament nie. Kan ons mense nie sien dis 'n geldmakery nie? Ons moet in hierdie laaste dae onderskei en sien en nie sommer so maklik hardloop agter elke gier aan nie. En ewe skielik dan moet almal nou die Hillsongs liedere sing in die kerk en alles word daaraan gemeet.
Die stomme man kan nie eers 'n paar woordjies Engels praat nie. Hy kom hier uit Namakwaland en uit die Swartland en waar ook al, daar word nie Engels gepraat nie, maar in die kerk moet hulle nou daardie hoogs verhewe Engels sing, net om in die tel, net om in die mode te wees, net omdat sekere gemeentes dit nou beginne doen het. En as ander gemeentes dit nie kan doen nie, dan is hulle agterlik. Geliefdes, onderskei die dinge waar dit op aankom. Mag God ons help, dat ons nie val vir al hierdie klomp foefies en giere in die kerk nie. Almal moet nou op 'n stadium Nigerië toe gaan, sodat die groot profeet oor jou kan profeteer en oor jou kan bid. Dan is dit weer Joodse feeste. Al die feeste wat die Jode gehou word, moet nou ewe skielik ook gehou word, sodat jy so 'n trappie geesteliker kan wees. Almal moet nou ewe skielik dans, asof dit nie al lankal in die Bybel staan, en lankal gedoen moes geword het nie. My ma het altyd gesê, my kind, 'n gier waai oor, en wat dan? En dan sien ons ook, hierdie goedjies waai oor, want is net 'n gier, en mense het hulle bekeer tot 'n gier. En as ons weer sien, is hulle en die gier weg, en daarvan het niks oorgebly nie. 'n 5de soort bekeerling en navolgeling is naamlik, hulle bekeer hulle tot 'n prediker, tot die groot evangelis, tot die professor, tot die apostel, tot die dokter. Ek kan nou 'n klomp groot name noem, maar ek gaan dit nie doen nie, want daar is nie noodwendig fout met die groot name nie. Die fout is hierdie klomp mense wat hulle agterna jaag, en hulle agterna volg, en wil aansluit by hulle groot, magtige bedieninge, en net hierdie mense moet geluister word, asof die ander prediker se woord nou ewe skielik niks is nie. Die Bybel praat daarvan, dat ons moenie mense najaag en navolg nie. Ons volg net een persoon, dis die Here Jesus Christus. Mag jy jou vandag onbekeer van hierdie mense, en jou bekeer tot 'n lewende God, en hom navolg. Op 'n stadium het 'n sekere prediker in ons land gesê dat hy nie sou sterf nie. Ongeag die Bybel wat sê in Hebreërs 9:27, die mens is bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Ons gaan almal sterf, geliefdes. Om so 'n bewering te maak is onbybels. En ons mense het gehardloop. Geliefdes, kom ons leer die Bybel ken. Kom ons lees die Bybel en ons staan daarby. En u moet nie noodwendig 'n ander man se woord glo wat hy sê oor die Bybel nie. Gaan lees dit vir jouself. Ek vra vandag, volg jy mense na? Hemel jy mense op, of volg jy die Here Jesus Christus na? In 'n sekere dorp het 'n sekere vrou altyd gesê, wanneer sy daar beginne praat oor die Here Jesus en oor die woord, en omdat daar die mense nie kan saampraat oor die woord en oor Jesus nie, dan begin hulle te spog oor hulle dominee en hoe goed hulle dominee is. Mag die Here ons help, geliefdes, dat ons dit nie doen nie. Ons praat oor Jesus, die vlekkelose lam van God, wat gekom het om sondaars te red en te verlos, van wie ek die vernaamste is wat hy gered en verlos het. Ten slotte wil ek praat oor die ware bekeerdes, naamlik die Jesus bekeerlinge. Hulle is ongelukkig skaars, want dit kos jou iets. Een van die mooiste voorbeelde van bekering is wat ons lees hier in Handelinge 9 van Paulus, toe nog Saulus van Tarsus. Jy moet weet, hierdie man was so radikaal, om sy party suiwer te hou, die Joodse geloof bo alles na te volg, dat hy briewe van die owerstes gekry het, sodat indien hy navolgelinge van die naam van Jesus kon kry, 'n groot afstand van Jerusalem, hy hulle kon gevange neem, terugbring, hulle gemartel kon word, sodat hulle weer gedwing kan word om terug te keer tot die Joodse geloof. U moet weet, hierdie man het die naam van Jesus gehaat. Hy het almal gehaat wat Jesus gevolg het. En daar op die pad van Damaskus omstraal hierdie groot helder lig om. Hy val van sy ry dier af en hy lê op die grond. En terwyl hy daar lê, praat Jesus met hom. En Jesus sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my?
Nou kan jy dink, hier lê Saulus van Tarsus. En hy vra hierdie een vraag: wie is u Here? En toe Jesus hierdie antwoord gee: ek is Jesus. Ek is Jesus. Geliefdes, Jesus voeg niks anders by nie. Hy kon sê ek is die Christus, ek is die Messias. Hy sê net ek is Jesus. En toe Saulus van Tarsus daardie woorde hoor, kan u dink wat gebeur in sy kop en sy gees. Sy hele wêreld stort in mekaar. Dit wat hy nagejaag het, nagevolg het, was totaal en al verkeerd. 'n radikale omkering daardie dag, toe Jesus sê ek is Jesus. Ek is Jesus. Ewe skielik besef hy, ek sal moet omdraai. Ek het my bekeer tot 'n Joodse geloof, tot al die wette van die Jodendom. Dit volg ek na. En hierdie man swaai radikaal om, en van daardie dag af volg hy hierdie Jesus wat met hom gepraat het. Jesus het vir hom 'n werklikheid geword. Ek lees daar in Handelinge 9 vers 20, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig. Hy kon nie anders nie. Die eens Sabbatdag, die Saterdag, het hy nog die wet gepreek, en die volgende geleentheid, toe preek hy Christus, Jesus, redder, verlosser, die een wat sou kom, wat Israel sou bevry, die een wat almal sou nuut maak en vry maak. En die Jode het met hom gerede twis en alles gedoen om hom stop te sit, en toe hulle sien, hulle kan hierdie man nie stil kry nie, het hulle net besef, daar's net een manier, ons moet hom doodmaak, ons moet hom van die gras afmaak, ons moet hom vernietig. En geliefdes, wat gebeur? Hierdie man was so radikaal in sy navolgingskap. Niks en niemand kon hom stil kry nie, want Christus Jesus was vir hom 'n werklikheid. Hy het sy openbaring by die Here gekry. Kom ek lees vir ons hier Galasiërs 1 vers 15. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek, en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna, vir 3 jaar, kry hy sy openbaringe by God, en nie by mense nie, en dit is die rede waarom Paulus so standvastig was. Sy openbaring het hy by die Here gekry, en nie by mense nie. Het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak, en 15 dae by hom gebly. Kyk ook hier in Galasiërs 1 vers 11 en 12. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Hy het dit nie by 'n mens ontvang nie, maar by God self. Vers 12, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. En dit is die groot verskil vandag tussen navolgelinge van kultuur en van predikers en van 'n kerk en tradisie en die wat Jesus navolg. Jy moet 'n openbaring kry by die Here God self. En Jesus Christus moet vir jou 'n werklikheid word. Dan alleen sal jy nie val vir elke gier en vir elke geit en vir elke geldskema wat mense wil maak uit die Christendom uit nie, maar jy sal Jesus Christus navolg. Ek wil ook hierdie vers lees, 1 Korintiërs 2 vers 5, sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. My en jou geloof, ons navolgingskap moet in die krag van God bestaan. Om Christus Jesus te volg is 'n wonderwerk, is bo-natuurlik. God kom doen die wonderwerk in jou gees, in jou hart, in jou lewe, as jy jou lewe oopstel vir Jesus, soos wat Saulus dit op die pad van Damaskus gedoen het, en daar vind 'n ommekering plaas. Hierdie is vir my so mooi en so kosbaar. Ek het 'n kantaantekening hier gemaak by hierdie vers. Die toppunt van ommekering. Galasiërs 1 vers 23. Hulle het net gehoor. Hy wat ons vroeër vervolg het, Paulus verwys na homself, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. Hoor u geliefde, dis is hoe dit moet lyk. Ons het 'n ommekering gemaak, 180 grade.
dit waarvoor ons gestaan het, ons draai om en ons volg Jesus Christus en hom alleen. Dit kos jou alles. Dit kos 'n prys, wanneer dit nie meer maklik is nie, wanneer jy nie meer gewild is nie, wanneer mense nie na jou sal soek nie, ten koste van jouself. Dit kos om te sterf van jouself, soos Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het, koers vas tot die einde toe. Jesus gaan vandag hier by jou verby. En die keuse wat jy moet uitoefen wanneer hy sê volg my, is om te sê soos daardie lied sê, I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord. No turning back. Though no one join me, I still will follow. Kan ek jou vra om hierdie gebed agter my aan te bid? As jy nog nie waarlik 'n Jesus-volgeling en 'n Jesus-bekeerde is nie, maar jy het ander dinge nagevolg en jy het gedink jy volg die Here, maar eintlik was dit jou gier en was dit jou talent en was dit een of ander persoon wat jy gevolg het. Vandag vra ek jou, kom, staan op en volg Jesus, soos 'n Saulus van Tarsus, toe hy daardie dag daar opgestaan het, die pad van Damaskus, was dit vir hom een saak, een rigting lewe, Jesus Christus en hom as Here. Bid en sê dan in jou hart, Hemelse Vader, ek kom vandag na U en ek maak my keuse op Jesus Christus, die Here, die een wat vir my gesterf het, die een wat in my plek vir my gelei het, die een wat met sy bloed vir my gekoop het. Reinig my, was my, delg my oortredinge uit, al my sondes, alles wat ek in my hele lewe verkeerd gedoen het, verkeerd gesê het, verkeerd gedink het, versuim het om te doen. Here, ek spreek alle mense vry en ek vergewe almal. Delg my oortredinge uit, soos 'n miswolk voor die son. Ek nooi U nou, Jesus, kom woon in my hart, deur die werking van die Heilige Gees. Skenk my die wedergeboorte, openbaar U self aan my, maak U self vir my 'n werklikheid, soos wat U vir Saulus van Tarsus 'n werklikheid geword het. Here, help my dat my geloof sal bestaan uit die krag van God en nie uit die wysheid van mense nie. Help my, Here, as ek vandag hier opstaan om U te volg, soos 'n Saulus van Tarsus tot die einde van my lewe. Ek bid dit, Vader, in die naam bo elke ander naam, die naam van Jesus Christus, my Here, van hierdie dag af. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, praise the Lord, no turning back. It's more than worthwhile to follow Jesus. It's more than worthwhile to follow Jesus. It's more than worthwhile to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Why don't you join us and follow Jesus? Why don't you join us and follow Jesus? Why don't you join us and follow Jesus? No turning back, praise the Lord, no turning back. Though no one join me, still I will follow.
one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. No turning back, praise the Lord, no turning back.